Goeiedag julle, vandag gaan ons kyk na wat is weerstand, die gebruik van 'n resistor, die faktore wat weerstand in 'n stroom kan affekteer, veranderlike resistors, wat is serie en parallelstroombane, as ook die simbole wat gebruik word, die meet van spanning, as ook die meting van 'n stroom. So as ons kyk na weerstand, die gebruik van resistors, geleiers, alle geleiers word effektief warm, so dit word warm wanneer dit haar stroom deurgaan, en dit is geen volmaakte geleier nie. Alle geleiers het 'n mate van weerstand teen die vloei van die elektriese lading. So wat dit beteken is, as daar lading is, word daar soos druk geplaas op die resistor, en omdat daar druk geplaas word, word hy warm. So, weerstand word in ohm gemeet, ohm. Die resistor het 'n geleier wat in stroom geplaas word om 'n stroom te beheer en om nuttige energieoordrag te voorsien. So as jy dink aan ligsensitiewe resistors, soos hierdie LED lig wat teen die muur vassit, as jy verbyloop, dan gaan hy aan. So en of day and night switches, so die oomblik wat dit dag word, is die lig af. En dan net nag is die lig aan, so dit word 'n ligsensitiewe resistor genoem. So daar is baie verskillende tipe resistors wat mens kry. Dan, daar is faktore wat weerstand van 'n stroom affekteer, die soort materiaal wat gebruik word, verskillende geleidingsmateriaal bied verskillende weerstand teen elektriese stroom. So as kyk na koperdraad, as kyk na yster en goeders, so die verskillende geleidingsmateriaal bied 'n verskillende weerstand teen elektriese stroom. Die lengte van geleier, langer drade bied meer weerstand as korter drade. As jy elektriese draad vat, en hoe langer jou draad is, hoe langer gaan hy vat, hoe meer weerstand is daar. Hy het 'n langer pad om te vloei, die elektrisiteit. Die dikte van die geleier, dunne drade bied meer weerstand as dikker drade. Weereens, dunner drade het net 1 of 2 draadjies, so daai drade moet baie weerstand vat om die elektrisiteit wat deurgaan te vat. So as hy dikker is, gaan hy beter wees. Die temperatuur van die geleier, warmer metaalgeleiers bied meer weerstand as koue geleiers, soos as jy dink aan hardwares wat geleiers in het, mikrogolwe, elektriese stowe, daai moet meer weerstand hê as koue geleiers, want daar is hitte wat betrokke is by die stelsel. Dan as ek kyk die veranderlike resistors, 'n aantal elektriese toestelle gebruik resistors wat verander kan word om die stroom deur die toestel te verander. Hierdie veranderlike resistors word rheostate genoem. So die aantal elektrisiteit wat resistors gebruik wat verander die stroom, wat die stroom kan verander. So as ons kyk na serie en parallelstroombane, so serie is een rigting en parallel is amper 2 rigting. So as jy dink aan 'n huis, in die huis as jy 'n gang het, aan een kant van die gang kan jy die deur aansit, die lig aansit, en aan die ander kant van die gang kan jy hom aan en afsit. So hy werk aan albei kante. So as jy kyk na battery sit 'n streepie met 'n klein streepie, 'n draad is net 'n reguit lyntjie, 'n lig of 'n bulb is 'n skruisie, 'n buzzer wat 'n klokkie is, lyk soos 'n mannetjie amper, dan 'n motor is 'n sirkeltjie met 'n M, dan as die stroombaan aangekoppel is hy reguit met 2 kolletjies, en as hy af is dit 'n kolletjie met 'n streepie en 'n kolletjie, wat nie aan mekaar raak nie. So dit beteken daar is nie vloei wat plaasvind in die stroombaan nie. Dan die meet van spanning, elektrisiteit vir lading word in coulomb met 'n C hoofletter C gemeet. Wanneer 'n voltmeter is die ding wat gebruik word om spanning te meet, oor die terminale, dis die punte van jou positief en negatief, van die sel geskakel word, met die energie wat die sel per coulomb in die lading kan voorsien. Dit word in volt gemeet. So jy wil gebruik 'n voltmeter om volt te meet,
en 'n kolom wat 'n C is vir die lading in die per lading, per sel per kolom wat die lading voorsien van die stroombaan. Dan as ons kyk na meting van 'n stroom. Stroom is die tempo waarteen die lading deur 'n punt van 'n stroombaan beweeg. Strome word in ampere of letter A gemeet en word 'n ampmeter gebruik daarvan. 1 ampere is 1 kolom per sekond. En die simbool vir 'n ampmeter is 'n sirkeltjie A met 'n sirkeltjie O met 'n A in die middel en as ook die spanning is 'n voltmeter se tekentjie is 'n sirkel met 'n V in die middel. So wat wetenskaplikes sê, selle is in serie geskakel, die totale spanning in die som van die spanning van die elke sel. So, dit wil sê, spanning van 'n flitslig sel, soos 1 sel, 1 batterytjie in 'n flitslig, is 1.5 volt. Maar die spanning van 3 selle in serie is 4.5 volt. Dit sal sê, die selle in dieselfde spanning wat in parallel geplaas word, skakel dieselfde spanning, dieselfde as die 1 sel. So, as dit kom van 'n weer flitslig, daar is 1 batterytjie in 1 sel, en is 1.5 volt, en die spanning, waar as dit in parallel geskakel word, dan deel hulle dit, dan sit die 3 selle se parallel is 1.5 volt. Daarom is dit beter om goeders in parallel te geskakel, want die volt is minder. Dan die vergelyking van weerstand. Weerstand is die hoeveelheid 'n resistor in die vloei van 'n stroom bemoeilik. Hieruit is volgende 2 stroombane wat dieselfde stroom verbind. So, 'n stroom groter sal wees in stroombaan met 'n lae weerstand, die stroom kleiner sal wees in die stroombaan van 'n hoë weerstand. So, ons net weer recap oor wat ons gedoen het. So, spanning word gedoen in volts met 'n voltmeter, 'n stroom word gedoen in ampere met 'n ampmeter, serie en parallel, serie is elkeen word bymekaar gevoeg, waar parallel die goeders die mekaar deel. Die resistors, die stoormateriaal, die lengte van die geleier, die dikte van die geleier, as ek die temperatuur van die geleier. Dan, weerstand word gemeet in ohms soos ons gesê het, dit is soos amper soos 'n perdeshoefteken, is wat in ohm gemeet word. So ja, dit is die lesse vandag.